Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 262 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En mense, ons is nou besig met die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I need to sharpen my pencil a little bit. Look at it. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige, laat het net 'n ander pensel kry. Ja, hier is lekker een. Okay. Right. Episode 262, hoofstuk number 17, Surah 17, die Al-Isra, right? Die journey by nacht, die nacht journey. Afdeling 6 van hoofstuk nummer 17, die straf moet volg. En sê aan my dienaars dat hulle moet praat wat wel gevallig is. Voorwaar die duiwel saai onenigheid tussen hulle. Die duiwel is sekerlik 'n openlike vyand van die mens. Julle Heer ken julle die beste. Hy ken alles van jou. Indien dit hom behaag, sal hy aan julle genade betoon, of as dit hom behaag, sal hy julle straf oplê. En ons het u nie as voog oor hulle gestuur nie. En u Heer weet goed wie in die hemele en op die aarde is. En ons het waarlik sommige profete bo ander laat uitmunt, en aan Dawid het ons die Zaboor geopenbaar. Wat is die Zaboor? Dit is die Psalms, die Psalms, die Psalms, reg? Die Psalms sê, roep diegene aan wat julle aan hom gelyk stel. Hulle het geen mag om kwellings van julle te verwyder nie, ook nie om dit te verander nie. Diegene wat hulle aanroep, soek self 'n toegangsmiddel tot hul Heer, wie van hulle ook al die naaste is, en hulle hoop op sy barmhartigheid en vrees sy straf. Voorwaar, die straf van u Heer is iets om van weg te bly mense. En daar is nie 'n stad nie, of ons sal dit voor die dag van opstanding vernietig, of met 'n kwaai kastyding bestraf. Dit staan in die boek geskryf. En niks het ons verhinder om tekens te stuur nie, behalwe dat die vroeëre volke dit verwerp het. En ons het aan Thamud, die pensel het klaar gebreek, kyk, ek gebreek daar. Ek weggegaan. Okay. En ons het aan Thamud, ons het aan Thamud kamele gegee, die camels, 'n duidelike teken, maar hulle het 'n kwaad aangedoen, en ons stuur net tekens om te waarsku. Onthou die storie, dan daar was die camel van Shuaib alayhi salam, right? Dit was 'n groot camel, baie beautiful camel, yellow, wit, soos 'n kameel, dit uit die side van die mountain, uit die side van die berg, die klip uitgekom. Dit was 'n regte teken van die Heer. Nou, Shuaib alayhi salam het vir die mense gesê, kom ons vat turns, want in die desert is daar scarcity, there's scarcity of water. So there was an oasis there, right? So they couldn't all use the water. So Shuaib alayhi salam said, okay, let's do this. One day you all use the water, een dag is vir die mense, en die ander dag is vir die kameel, right, vir die kameel. So one day, ons share alles. Maar dan daardie mense, paar kwaaddoeners van die mense, hulle het daardie kameel gesloter. Hulle het doodgemaak. En hulle het geweet, dit is 'n teken van die Heer, van dit het uit die berg uitgekom. Maar hulle, they were challenging the Creator. They did not believe. They were the evildoers. They were the unbelievers. And those are the signs of the Creator, right? And they were then, thereby they fell into disgrace and they were punished, right?
So ons stuur net tekens om te waarsku. So this was a great warning, but they did not take heed of the warning. En ons het aan u gesê, voorwaar, u Heer omring al die mense. En ons het nie die visioen wat ons u getoon het, vir iets anders laat verskyn nie, as 'n beproewing vir die mense. En net so die vervloekte boom in die Koran. En ons waarsku hulle, maar dit laat hulle slegs meer in oortreding toeneem. 262, 263, chapter number 17. Join me in the next episode as we continue with chapter 17 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Stay well, look after yourself. Alhamdulillah.